Thy way, oh glory, let's sing a song right here. Hallelujah, my God, thy way. Yes, right here. Some that morning, when this life is over, I'll fly away. To that home on God's celestial shore, I will fly away. Nou, ek wil vir vanmôre sê, ek weet nie of jy dieselfde begeerte as ek nie. En wanneer God het so beskik dat die lewe hier op aarde klaar is en dit nou of weer die dood is en of dit is met sy wederkoms, weet ek. Jy sien wat Paulus kom in Korintiërs en sê, ek wil aan julle 'n verborgenheid openbaar, dat julle wat in die lewe is nie, hulle wat reeds gesterf het, enigstens voor is, en daar was 'n bekommernis gewees oor hulle, wat nou gesterf het, hulle wat die geloof gehad het, wat gaan van hulle word? Toe sê hy, maar in daardie dag wanneer die Here kom, sal hulle wat in Christus gesterf het, hulle sal opstaan en opvaar, en hulle wat dan in die lewe is, sal ook saam met hulle om te doen. En hierdie verganklike sal die onverganklike vervang word. Hy wil fly away. Ja, ek, julle, wat my dalk nog die klamer ken, die ander wat my nie ken, jy kan maar die vrou vraag. Ek wil niks wees om te doen. Ek wil niks wees, sy wil baie graag Kaap toe gaan, maar sy wil Kaap toe vlieg. Nou ja, dis nou daar waar die probleem is. Dis moet sê, jy loop nie by die Kaap gaan. Jy sê wat, die feit van die saak is, ek weet nie so lekker of ek die SAL vertrouw nie. En mense kom met die storie en sê, maar pastoor, as dit jou tyd is dit jou tyd, ek sê, prys die Here daarvoor. Maar nou is dit dalk die loodse tyd in die myne nie, dink jy hoe seer gaan ek kry. Ek is nie bekommerd om te gaan nie, ek is bang om seer te kry. Want die Here het nie vir my plekje gegee, as die vliegtuig val om self te vlieg. Maar ek weet, wanneer die bediening klaar is, gaan ek vlieg. En dit is die enigste vlieg nie wat ek vertrouw, en is Jesus Christus. I will fly away, and I will do it in pleasure. En ek weet, ek gaan nie baie lang vlug wees in elk geval. Want hy sê nou ook, ek gaan nie baie lang vlieg, maar ek sal vlieg. Ek gaan nie weet het vlieg. Prys die Here. Halleluja. Is dit nie 'n wonderlike vooruitsig vir die kind van die Here om te vier? Halleluja. Die dood is nie die einde van dit nie. Dit is eintlik die begin. Ons het net baie keer so verwinkel geraak in hierdie lewe. En ons fokus is so op hierdie lewe oor wat ons het en wat ons nie het en wat ons wil hê en wat ons nie wil hê nie. Ons is so gefokus op hierdie, en dan sê Paulus, as ons net op die Here hoor, hierdie lewe, is ons die ellendigste van al. Ideaal vir dit ding. Ideaal het gedink dat, hoekom sou Paulus sê dat, as ons vir die Here hoop op hierdie lewe, dan is ons die ellendigste van almal. It's nothing to do with it. Die kans is nog steeds, jy kan hemel maak, as jy vertrou nog steeds op die Here. Maar het jy agtergekom dat die kind van die Here deel nie regtig in die rykdom van die wêreld nie.
Het jy gesien dat die meeste kinders van die Here, daar is van hulle met wie dit goed gaan, wat finansiëel welvaart is. Maar as ons vertroue op die Here is en die woord sê dat die duiwel is die koning van hierdie wêreld, so hy sê op sy kinders, so hy wil nie hê. Hy wil nie, want hy sê toch vir die Here toe hy hom versoek, hy neem hom daar op weg, en hy sê, kom, buig voor my, aanbid my, en ek sal vir u al hierdie koninkryk gee, en is aan my oorgegee. So hy, en in beplek sê die woord, hy is die Here van hierdie wêreld. So hy sê die Here van die monetaire stelsel van hierdie wêreld. Dink jy hy enigstens hy gaan toelaat dat dit goed gaan met die kind van die Here? So as ons die Here wil dien, dat die Here voorspoed, dan en jy dit jy ontvang, dis wat ek glo, dis in my opinie wat ek glo, dis hoekom hy sê, julle is die lewendigste van almal, want as julle net onhoop nie, en jy kry nie wat jy nog so graag begeer het nie, dan is dit dan maar die ellendige stryd wat jy jou altyd voel, maar ons dien ons vir wie hy is, en vir wat hy vir ons gedoen het, en vir dit, wat vir ons voorlê, die skap wat vir ons weggeberg is, want in daardie dag sal ons sien, my verskilbaar. Dit is lekker om die Here te doen. En weet jy wat, hy sorg nog steeds voor. Hy sê, as ek vir die mossies sorg, gaan sorg ek vir julle ook. Hy sê, die lelies, hy sê, Salomo en al sy deurlikheid was nooit bekleed soos die lelies, en toch sorg ek vir die Here. Hoeveel die Here moet doen. Ons wil nie ongestoord zijn. Ons moet ongestoord zijn. Hy sê in Hebreërs, ons oor gevestig op Jesus Christus, wat die begin en die volleinde is van ons gedoen. Once we get that, you will have peace that surpasses all understanding. Dis 'n vrede. Maar hoekom? Want jou lewe is binne God se hand. That's where you like. Maak nie saak wat die gebeur nie. Dis waar jy ja. En solank as jy besef jy is daar, dat jy dit maak nie. Amen. En ek het dit nou nie daar gesê. As die ergste wat in jou gebeur. Die ergste. En as dit gebeur, dan begin jou lewe. Amen. Yes. Praise the Lord. Do not fear. Vrees hom nie vir die liggaam van dood nie, maar vrees hom nadat die liggaam van dood is. Vrees van die Here moet terugkeer in die kerk. Amen. Want wanneer ons hom ken en vrees, dan weet ons ook wat is sy grootheid en sy krag. Ek preek nou nie vir regtig na hulle. Ek wil julle vermoedig vanmôre voordat ek julle kom pak glad teen die woord. Ek maak dit vir myself maklik knip. Dink hieraan. God kon op enige stadium. Hy het nie Moses nodig gehad nie, hy het nie Aaron nodig gehad nie. Hy kon op enige stadium, op enige manier sy volk uit Egipte uithaal. Maar God kies om homself te klaar en in heerlikheid te openbaar. Gebruik Moses, God gebruik mense. En hy stuur 10 plaae in Egipte om 3 goed te bereik. Die eerste is dat sy volk hom sal vrees en weet wie hy is. Vrees vir wie hy is, met die besef dat hy my lief het, en ek weet hy is die groot en almagtige God, wat heers bo die heelal, so dit maak nie saak wie teen my kom nie. Hy wat in my is en sterker as hy is. Die tweede, sodat my vyand hom kan vrees. Want die een ding as jy daar gaan lees, die Exodus, dan sal jy agterkom hoe die volke vir Israel
bang was. En nou moet jy verstaan, die deze volk wat slawe was, hulle is nie soldaten nie, hulle is nie kruismanne nie, hulle weet niks van oorlogvoering nie, hulle het nog nie 'n swaard opgetel, 'n spies opgetel of 'n boog opgetel. Maar tog in volk is het nie van die God. Hulle het gehoor van die God wat vir hulle is. Ja. My vyand vrees. Daarom sê dit is Johannes wat dit sê, en sê of Jakobus, ek weet wat Johannes sê, hy sê, dit is goed, jy sê julle glo, maar die duiwels glo in my sinne. Ja, sy wat vier, want hulle weet, ken weer, dis feit dat ek nie dit besef die God is. Ja, die vyand vrees, en die derde ding, God is sy almag oor elke afgod verklaar. Maar elke plaag was 'n afgod wat daar die wêreld in daai tyd aanbid het. God met sy soewereiniteit en sy almag oor elke afgod verklaar. En die feit dat is net een en dit is hy is nie met hemel en aarde. Kom ons staan in wolke. Yes. Vertrouw die Here. Hy is goed en hy is goed. Prys die Here. So goeiemôre aan elkeen van julle. Ek hoop julle voel dat som opgepaier en opgecharge. Prys die Here. Is God nie goed? Hy is altyd goed. Ons het 'n paar stories van Amerika, van die Amerika dan broer Karel het gestaan na vrae en hulle vra ook met ons vir hulle van tyd. Sister Karel het gister weet sy hulle gaan nou vir 'n geheime tyd die kerk uitkom nie. Die pad wat van hulle plaas af is, het nie geskik. As die kan hy pad nie die broer Karel wat ek al 2 keer gedoen. Ander mense die suspensie alles keer uit mekaar uit. As jy sê haal wat nie is maar brood en hy kan die pad nie maak. So die kwaliteit het allerhande beloftes gemaak, maar al wat hulle skraap is die eerste stuk tot die asgate die weet nie en dan niks nie. Daar is wel beloftes dat hulle dit sal doen, so hulle hoop dat binne die volgende 2 weke van die pad geskraap word, dat hulle dan net die kan uitkom te sê wat op die stadium kan het maar broekskeer, die voertuig van hulle breek. So kom ons bid ook vir hulle, dat die Here dan ook vir hulle uitkoms sal gee, finansieel, vir die voertuig en dan ook vir die pad. Straat sal word en opgetree word van. Ek weet nie van wie lang al maar ek weet nie lang was vir maar dit is terug tot pad. Ek het nou juist maar gesê, sy nie ons nie kwaad wie ek verstaan word. Want sy dan ook weer kom ons lang laat belle, want ons kan nie die kan die lijn pad rijden, dat is nie. As die pad met jare van verskoring. En dan is het my voorraad om my ryk vriend vorentoe te nooi. Ek wil graag om bid vanmôre broer. Hy het die jaar voormôre. Oor Dinsdag. Ek het hom dan met sy vriend geval. Ek het by hom gaan kuier en ek het lekker met hom gesels om heel mak te maak. Ek sê ek het nie weer wees op by die
soms het soms het maar selfs daar weet ons ook van die dit is en ek weet nie maar vir grootste begin, dis ek grootste doel. Die dag as ek in die grootste stad, dan wil ek ons sê, welkom, met getrouwe, regverdig. En al wat ek in die doen, hier is dan weer. Ons trek ons hande, Vader is my groot Vader, om het broer te mogen te sien, met goedheid en geld, met voorspoed, met gezondheid, met vrede, met blijdschap. Here, dat hy weet sy blijdschap is sy beskikking. Here, dat hy nie teenwoordigheid van haar Vader, dat hy nie pas op volhaard, laat ons saam op kampe en stoorde daar is. Maar Here, ek wil vanmorgen bidden die voor ons op uitbeveel. Dat U die levels sal plaaslaan, dat U die paaie gelyk maak, dat U 'n weg in die woestyn en die wildernis kom maak, dat U die koperdeure sal oorbreek, ystergrendels sal stuk slaan, Here. Here, dat U ons sal seën en dat U hom guns sal betoon, Here. Amen. En dat hy sal groei in die Christus lewens. Dat hy altyd die teenwoordigheid van die Heilige Gees. Dat hy elke dag met oorgawe sal lewe en sal vertrou teen die dat U is vir hom. Dat alles sal seën hom, Here, is my gebed in Jesus naam. Amen. Baie geluk, Richard, en mag die Here goed wees. Amen. Prys die Here. Halleluja. Dan het ek geen ander verjaarsdag nie, geen huweliksherdenkings nie. By die aard van die saak, dat Suster Carla week of 2 laat in die gebied kom nie. Ek kan het sê, jy gaan aan met die dames met die donderdag môre. Ek het nou hier in Westpunt, en ek wil die beeld prys die Here. Dit is dan lekker dat iemand weet dat jy op computer iets afwacht. Dan die kantoorreining. En so ja, ons dienst is normaal, ons vanaand sessie, het ons dienst, en ek nooi uit om te kom, en dan wil ek nou so lang voorbranding doen, die naweek van die 5de en die 7de Desember, ek weet die eerste naweek van Desember, daar mag pastoor Roel Gelwin ons weer besoek, so wat van die hele naweek die Vrydag aan, ons sal Saterdag aan te dienst sien, ek is seker ons sal weer 'n man ontbyt doen, die dames, as hulle hulp en hulle deel vir die dames oggend, nader in die tyd sal hulle dit deel op sommer nog nie in die kerk geslaag, maar hulle sal nog praat. Maar ek wil so lang voorbranding doen, die 5de tot die 7de Desember, is pastoor Roel Gelwin en die wie was die vorige keer? Jy kan kry nie. Lekker, ek vier, ek weet, ek het paar discipel verhoorders, maar vir die ek wil jy dan ook verhouden. Kom ons staan, dan wil ek vir broer André vraag, om die dienst te open, met gebed, en dan gaan ons lekker die naam van die Here groot maak, soos verlost is, dit is hulle wat gereed staan, om die huis te gaan, met die beloftes van Jesus. Amen. Baie dankie broer. Nou van Saul sy oor die God van Jakob en sy hulp, wat hoop op die Here sy God. Here, U is ons hulp, U is ons hoop. Here, daarom sê U is elkeen wat geloof is en vas op dit wat ons hoop. Vas op bewys wat ons sien, Here. Want U is ons hoop, Here. U is my hoop vir die ewige lewe. U is my hoop om die eendag te sien van aard. U is my hoop, Here, om my kinders eendag in die hemel te sien. En al my broers en susters, Here. U is my hulp, Here. U help my, Here, om die vyand in sy versoeking te verstaan, Here. Om sy vuurpyle wat hy op my afskiet uit te blus en af te weer, Here. O, Here, hoe groot die Heer, hoe groot is U, my God. Dankie, Here, dat U gesterf het aan die kruis.
kruising van Golgotha vir ons sondes. Dankie Here dat jy opgestaan het na 3 dae. Dankie Here dat jy gesê het Vader vergewe hulle. Hulle weet nie wat hulle doen nie. Dankie Jesus dat jy 'n goeie en 'n lieflike en 'n wonderbare God is, Here. U is my hulp, U is my skild, U is my skuiling. Here, U laat die vyand, my vyande voor my uitvlug, Here. U verhef my voor my vyande, Here. Want U is my God, Here. As U vir ons is, wie kan teen ons wees, Here? Ek prys U naam, ek loof U naam. Here, seën hierdie diens vanoggend. Seën die prediker, seën elke liedjie wat gesing sal word, Here. Beweeg dus die banke rond en laat ons elkeen 'n antwoord op ons behoeftes, Here. Ek wil die Heilige Gees van God welkom, Heer. Volgens ons woorde, Here. Wees by ons, Here, vanoggend. Ons kan niks doen sonder U nie, Here. Ons het 'n dors en 'n honger in ons hart na U, my Jesus. Ons kom met 'n verlange na U, my Jesus. In die naam van Jesus bid ek dit. Seën ons verder, Here, en ek prys en ek loof U lieflike naam. Amen. Amen. Thank you, Here. Hallelujah. Glory. Nicodemus kom en hy vra vir Jesus, wat moet hy doen om gered word? En die Here sê, jy moet gebeter waar. En hy sê, maar hoe is dit moontlik? Hoe sal hy terugkom en sy moeder skoon? En die Here sê, kom, as jy nie weer gebore word in die water en die Gees, amen, sal jy die koninkryk van die hemel in die aarde. We need to be born again. Born again.
Het laat mij zo dat ik niet alleen van die maar zij is waterspringen misschien, en dat is een goed. Ik heb ook vanmorgen de Heer onze lieve waterspringen. Amen. Skip, zie de Heer te brengen de Heer. Halleluja, kom met die Heer. Skip vanmorgen. Als die omdat die gaten zien de kans. Halleluja. Because you Oh
is die moeite werd. My lewe is die moeite werd, omdat U aan die kruis gesterf het, terwyl ek jou gesonder was. Omdat die versoening met God die Vader bewerkstellig het, terwyl ek jou vyand. En omdat die opstaan, omdat die lewe, omdat die belofte sê, as ons saam met U gesterf het, sal ons moet saam met opstaan. Here, ek weet, my lewe is die moeite werd. Ek gee nie om wat die vyand sê nie, ek gee nie om wat sy gedagtes sê, my kop druk nie. My lewe is die moeite werd. Ek is meer as 'n oorwinnaar. Ek is tot alles in staat. En alles sal ten goeie lewe. En U sal my nie begewe en my nie verlaat nie. U is met my tot aan die volleinde. En alle vrede, wat alle verstand boven, sal oor my kom. Wat U is lang is. As hy jou aanraak, sal U as hy jou aanraak, sal hy
dat die Here verloor dra. Here my gebed is aanraak elkeen van die purpose. Vir elkeen wat instap en die wil aanraak, die wil vier. Here dat hulle nie sal uitstap sonder aanraak nie, maar dat hulle verloor nie sal uitstap nie. Jesus, how do you and how do you Here is ons lewe waarde. Halleluja, wat U in lewe vir ons gegee, sodat daar ons lewe in U kan wees. U het ons gevorm en ons gemaak. U het die asem in ons geblaas en ons lewende siel gemaak. Die woord sê, U het ons gevorm in die moederskoot. Wonderbaar het U ons saamgevoeg. Ek dank U, Here, dat U van wees maak. Ek dank U dat U gaan oor emosies en gevoelens. Want as emosies saak gemaak het, was daar nie die kennis. En was ons verloor. Maar omdat U ons liefde, omdat U genadig is, het U lewende Christus aangeneem. Sodat elkeen wat geglo in die naam van Jesus Christus nie verlore sal gaan, maar die ewige lewe sal hê. Ons dank U, Here. En vra dat U die res van hierdie diens sal seën met U teenwoordigheid, met U waarheid, met U gedagte.
Ek bid dat die Heilige Gees dit aan ons sal kom, dat die Gees van die Here met ons sal spreek en nie die mens. Daarom bid ek vir die prediker vanmôre. Ek bid dat hy sy lippe sal sal. En ek bid dat hy nou instrument in die hand sal maak. Nie dat die deur hom sal werk, want ek weet vanmôre in myself, ek kan dit nie doen, Here, maar dis slegs die krag in my. Daarom bid ek, Here, wees my genade, en werk nie dan oorweer my, Here, en spreek met ons vanmôre, salf ons oor om te hoor, wat die Gees van die Here sê. Ek wil kom en ek wil elke gees wat nie van U af is nie, nou bestraf in die naam van Jesus Christus. Elke gees wat ons ore wil toemaak vir die waarheid, bind ek in die naam van Jesus. Dankie dat U nou ons ore besluit. Sy inpleising van die en die Gees van die Here. Ja, en van die Jesus, en in Jesus naam. Amen. Ek kan nie sit plek neer, ek gaan toch oor die hallo? Dat getuienis op toeweer, as jy 'n dankbare hart het, is die Here goed man, jy wil dit nie kom. Ek het nie besonders nie, ek wil net sê, baie dankie Here Jesus, Seun van God, my koning, my verlosser, my redder, dat so lieflik en wonderbaar was, Here, om met my tyd te spandeer, om my te geoortuig het, om my siel te gered het, my naam te geskryf het in die boek van die lewe, my vry te gekoop het. Dankie koning Jesus, ek gee aan U al die eer en die lof en aanbidding, Here, want U is 'n lieflike, wonderlike God. Amen. Prys sy naam. Halleluja. Nog iemand? Ek wil net hier op Sondag. Dit is Sondag. Pietersburg te ry om te verstand te gaan kry. Dan sy donderdag, nog voor nie donderdag te kry. En op pad Pietersburg op die ou pad, het daai klok stop en go. En ons sit toe en wag daar, 'n trok heel voor en dan 'n kar en my kar. En ek kan kom van voor vir die laaste kar kom maar kar van vooraf wat die kar sleep. Nou sleep met 'n band, nie met 'n sleep van nie. Hy kom met daai kar en ek weet nie wat die voorste ou nie, maar hy trap brief en hy moet agter hom. Verloor beheer oor daai kar. Hy kom by hom verby. Hy my rampels gemis. Hy ry bo daai barrier wat in die traffiek in die middel van die pad is. En hy ry daai karretjie dat hy heeltemal terugkyk Pietersburg. Dit was die Here se bestuurder wat daai man nie op die pad gery het. Dit was ek het gevries agter hy. Ek het gesit en gesien ek hier kom. En ek het die Here se antwoord aan dit gedoen. Nog een laaste persoon. Nou, almal kyk so raak as ek hier wil sê. Daar gee hulle my. Ek het nie so wat wat gespreek, dat is nie graag doen. Kan jy my hoor? Ja, as ek kyk daar agter. Ja. Kan jy my nou hoor? Prys die Here. Dis nie nou te erg nie, né? Hooplik gaan dit daarvoor. Ek praat baie keer daar, dit kan maar nie veel meer dit is so erg. Ek praat baie keer daar, want ek hoor nie lekker. Want jy moet ek nie lekker hoor nie, dan dink ek dat jy nie lekker praat daar. Maar as ek opgewonde raak, ja, dan van die Gees weer. Ek wil as jy die woord by jy het, kan jy dit self ook maar vir die boek van Galasiërs hoofstuk 1. Ek wil vanmôre 'n woord met die deel waarmee die Here met my die Here was met my baie goed besig hierdie week. Baie goed en daar's sekere goed wat ek persoonlik met Here verwerk. Ek glo dat ook as ek daar weer is, ek dan ook daarin 'n boodskap nie kan bring. Maar die Here was baie met my besig hierdie week op verskillende vlakke. En ek gaan vanmôre vir julle 'n boodskap bring wat baie moeilik is om af te lê en wat ek met die grootste versigtigheid en omsigtigheid gaan doen en ek bid werklik dat die Here my sal help en my genadig sal wees sodat ek
dit na die beste van my vermoë aan oordra, sodat u dit sal kan verstaan. Want ek dink daar's baie verwarring in die kerk. Ek dink daar's baie goeie predikers wat moontlik onbewustelik verwarring skep. En dan dink ek daar is predikers wat dit dalk doelbewustelik doen. En ek dink in 'n groot mate het ek in die laaste paar weke ook dalk sekere goed soort van begin toelaat in my bediening wat nie heeltemal veronderstel is om daar te wees nie, wat nie die Here my geroep het nie. Veral na aanleiding van wat iemand ook vir my gesê het in die lewe. En ek gaan vanmôre 'n boodskap bring wat op die oog af onverzoenbaar lyk. Dis baie moeilik om die twee idees met mekaar te trim. Maar ek en jy moet een ding verstaan, ons moet die hele woord lees. Dis baie gevaarlik om die skrif geïsoleerd te lees, want jy kan jouself net in 'n strik vasvang. Want die hele woord moet homself bevestig. Die hele woord, van Genesis tot Openbaring, moet die konteks wees van waaruit jy preek. Daarom dat pastoor Ernst van Rooyen altyd gesê, die gevaarlikste preek is wanneer jy net een versie gebruik. It's very easy to bend and distort one verse. Ja, om by jou te pas. En net so moeilik is dit ook om sekerlik die liefde en die genade van God te probeer versoen, net so moeilik om te môre weer en die boodskap oor te dra. Maar die Here dan aan my genade wees. Ek wil begin weer dan eers te lees uit die skrif. Ek lees vir u in Galasiërs 1 'n paar verse vanaf vers 6. Hy sê dat ek verwonder my dan, dat julle so gou afvallig geword het. Ek wil vir julle sê, dis die maklikste ding vir 'n kind van die Here, as ons nie gefokus bly om afvallig te raak. As ons nie in die gees wandel. Ja. Van hom wat julle deur die genade van Christus geroep het. Hy praat eintlik hier vir homself. Hy sê dit verbaas my dat julle so gou afgedwaal van dit wat ek vir julle geleer het. Deur die genade van Christus. Na 'n ander evangelie. En ek dink dis pertinent die probleem, dis die grootste probleem vir die kerk vandag, is die ander evangelie. Ek dink daar's soveel verskillende evangelies, terwyl daar net een waarheid is, en dis die woord. Ek dink daar's te veel mense wat preek, en selfs nie eens een verwysing na die skrif het. Ons probeer, ek weet nie, vir een of ander rede dink ek probeer ons Christus relevant maak. Ons probeer Christus 'n 2025 version maak om in te pas by die samelewing van vandag wat vir ons aanvaarbaar geword het. Die enigste waarheid is dat hierdie skrif sal altyd relevant wees. Van die oomblik toe hy geskryf is tot Jesus kom, sal hy relevant bly. Maar die verskil is ek en jy moet daarby aanpas. This will never change. Hierdie woord sal nooit verander nie. God verander nie. Daar's nou geen skade meer van verandering nie. Ja. Daarom pop oor ons al wat ek evangelie is. Nou sê Paulus, dit verstom my. Ek is verstom dat jy so gou afvallig geraak het na 'n ander evangelie.
Terwyl daar geen ander is nie, behalwe dat daar vir sommige mense is, wat julle in die waar bring, en die evangelie van Christus wil verdra. Ja. Dit gebeur nog steeds vandag. Ja. Hy sê in 2 Korintiërs 11 vers 4, want as iemand kom en 'n ander Jesus verkondig as wat ons verkondig het, of as julle 'n ander gees ontvang het as wat julle ontvang het, of 'n ander evangelie as wat julle aangeneem het, laat julle dit dan goed ontvang. Dit is amper asof hy moedeloos geraak het met dit. Hier sê met die gemeente in Galate besig. Maar hy het in Korintiërs dieselfde probleem. As jy dit dan nou regtig waar, hy ander evangelie, 'n ander Jesus, 'n ander gees, laat dit dan nie dat wel geval is. Maar hy sê gelaat, mense wat julle in die war wil bring, en die evangelie van Christus wil verdra. Maar al sou ons of 'n engel uit die hemel julle in die evangelie verkondig in stryd met die wat ons julle verkondig het, laat hom 'n vervloeking wees. Weet jy hoe gevaarlik is dit om die evangelie te verdraai? Ja. Hoe gevaarlik dit is om 'n halwe waarheid te verkondig? Ja, dis waar. Want dit is presies wat Lucifer gedoen het. Hy het in die tyd van Eden 'n halwe waarheid verkondig. Hy het in die woestyn Christus met halwe waarhede versoek. Dis al wat hy doen, is halwe waarhede. Want ek wil vir jou sê, dis die beste leer wat jy kry, is 'n halwe waarheid. Dis die waarheid. Kyk, ek gaan met jou nou nie met 'n farmer meer raak oor die woord. Maar weet jy wat, dit selfs moontlik is dat mense party word dat Lucifer is die seun van God. En hulle gebruik die skrif. Maar op 'n plek, dink ek is die Esegiel wat kom praat van die môre ster. Maar hulle sê iewers in die Nuwe Testament, dink is in Openbaring, dat hy homself voordoen as engel van die lig. Ja. Maar die skrif is baie duidelik oor wie Lucifer is. Hy is die Satan, hy is die slang wat ons dra. Hy is die duiwel. Hy is die vader van lees, hy is 'n mensemoordenaar. Ja, amen. Maar dat daar mense is wat oortuig word omdat hy die môre ster is. En wie is die môre ster eintlik? Christus. Jy sien reg hierdie skrif, hy sê naamte van volmaak. Daarom sê Petrus, hy is soos 'n brullende leeu. Maar hy is nie die. Jesus is die. Amen. En Openbaring 5, as ek reg gesê het, en hy is die ruiter op die wit perd. Maar verder Openbaring sê, wie is die ruiter op die wit perd? Die ware ruiter, die wat kom en gerechtigheid, is Jesus Christus. Jesus kom verseël die 144.000 Jode met sy naam. Wat kom doen die Satan? Hy kom verseël in naam van Openbaring 13 hulle met die seël van die Antichrist. Hy's 'n copycat. Maar hy's 'n vals. Hy's 'n valse evangelie wat hy bring. En nou sê Paulus, laat dit hulle 'n vervloeking wees. Laat, soos ons van tevore gesê, sê ek nou ook weer, as iemand julle 'n evangelie verkondig in stryd met wat julle ontvang het, laat hom 'n vervloeking wees. Soek ek dan nou die guns van die mense of van God, of probeer ek om mense te behaag? As ek nog mense behaag, dan sou ek nie diensknegt van Christus wees nie. Hy sê daar in vers 7, wat julle in die war bring. Nou sê in Handelinge 15 vers 24 die volgende, en nou wil ek net vir julle dit wys. Hy praat van die mense wat hulle in die war bring. Hy sê, aangesien ons gehoor het, dat sommige wat van ons uitgegaan het, en hulle is in 'n vergadering hier in Jerusalem besig, aan wie ons geen opdrag gegee het nie,
julle met die woorde ontstel en julle gemoedere op ons probeer te sê dat julle besluit moet word en die wet moet onderhou. Dit was die ander evangelie. Dit was die ander evangelie wat hierdie, daar was, kyk, Paulus het sy hande vol gehad met hierdie klomp Jode. Maar wat vir my die hartseer is, en dis seker my boodskap vanmôre, 'n ander evangelie. Want daar's hierdie ding wat in die kerk ingekom het, wat sê jy mag nie sonde preek nie. Want dis 'n ander evangelie. Want ons is gered van die sonde en dis hoe ek moet sê, wees geduldig vanmôre en luister mooi, want dis 'n boodskap wat ek met baie omsigtigheid moet ombring, want dit is baie moeilik tydkeer om God se geregtigheid en sy genade en sy liefde met mekaar te verstaan, as jy nie die karakter van God verstaan nie. Jy sien, ek dink daar's mense wat met die genade baie te ver gaan. Ek dink dat jy verstaan hulle Paulus nie lekker nie. En in die hartseer is, ek dink dat hierdie mense is besig om sogenaamde Christene te sis in hulle lewe. Mense wat sê hulle is Christene, maar wat nog nooit tot bekering gekom het. Want ek wil vir jou sê, as jy tot bekering gekom het, as jy gewederbaar is, kan jy nie in sonde lewe. Dis waar. Sê onmoontlik. Jy kan. As die gees van God in jou is, kan jy nie in sonde lewe. Beteken dit ek nie gaan droog maak nie? Nee. Struikel sal nie struikel. Maar as sonde nie 'n issue was nie, hoekom praat die Bybel so baie daaroor? In die Nuwe Testament. Paulus is sekerlik een van die grootste predikers van genade. Maar met ten minste 2 geleenthede praat hy in detail oor sonde. Romeine 1 en in Galasiërs 5. In detail spreek hy dit aan. Nou is die vraag dan, hoekom sal Paulus daai moeite doen as sonde nie 'n issue is nie? En in Galasiërs 5 vers 16, net voordat hy met die werke van die vlees begin, kom hy met 'n waarskuwing en hy sê, wandel in die gees, dan sal julle nie die vleeslike begeertes volbring nie. En dan bring hy die hele lys van die vlees. Maar as ek en jy gewederbaar is ons kinders van die gees. Dan wandel ons in die gees. Dan wees die sonde nie meer in my en in jou. Ja. Ons lewe nie daarin. Daar is geen manier hoe jy gewederbare kind van die Here is en jy lewe in 'n buiteegtelike verhouding nie. Jy kan nie. Jy kan nie in sonde lewe nie. Maar Paulus praat hier met hulle sê, die evangelie wat ek aan julle verkondig het. So wat was die evangelie wat Paulus aan hulle verkondig het? Wat is die evangelie waarin ek nie glo? Nou, ek wil jou gou iets gou sê. Markus 1 vers 15 sê, Jesus, bekeer julle en glo die evangelie. Die stellings in nou ek en jy weet dat die skrif sê, die regverdige sal uit geloof lewe. Want sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag. Hy wat met God toe gaan moet glo dat hy is en 'n beloner is vir die wat hom soek. So ons wandel in geloof. Ons geloof is wat ons red. Dis 'n saak van genade. Daar is iets wat ek en jy gedoen het nie. God het dit alles gedoen.
En ek en jy moet glo. Ons moet die evangelie glo. Dis wat Jesus sê. As jy glo, sal jy gered word. Maar hy steek ook daar iets voor en wat sê, bekeer julle eers. Daar moet 'n verandering by jou plaasvind. Daar moet 'n keuse by jou gekom het. Nee, omdat jy sleg voel een môre en nou piek jy uit en jy sê so kort gebedjie en nou prys die Here, nou is jy 'n kind van die Here en dan gaan ons dit voort en ons gaan aan. Dan moet 'n dag en 'n datum wees waar jy berouvol tot bekering gekom het en jou lewe oorgegee het aan Christus, want dis wat geloof is. Geloof is 'n oorgawe. Geloof is nie bloot woorde wat jy sê wat jouself mislei nie. Geloof is 'n aksie. Dis die eerste stap. Is dit waar ek that's as far as it goes with me. Ek stop. Ek sê, ek sou van jou. I cannot change this. Ek kan dit nie, maar dit wat hier is nie reg nie. En weet jy wat dit gaan gebeur in die tyd? Berouvol. 2 Korintiërs 7 sê dat berouvol. Berouvolle bekering. Wanneer ek die sonde aflê. Hebreërs 12 sê vir ons dat lê die las af en die sonde wat jou so maklik omring. So jy moet dit doen. Jy moet dit aflê. Maar hoe? Kry jy antwoord? Jou oë gefestig op Jesus Christus, want die begin en die volleinding van jou geloof. Daarom sê die skrif wandel in die Gees. Ek en jy het verantwoordelikheid om dit af te lê. Bekering is my verantwoordelikheid. En weet jy wat? God se selfs daarin genade dat hy jou die krag en die geloof gee. Want hy sê in Romeine 12:3, wees besadig na die water van geloof wat jy elkeen ontvang. Selfs daarin is God ons genade, maar ek en jy moet die keuse maak. Maar baie mense wil nie daai keuse maak nie. Baie mense wil nie die kruis opneem en die lekker van hierdie lewe van ons slaaf raak nie. Hulle wil hulle nie afsonder en uitsonder van hierdie wêreld. Kyk, ek gee jou met die sê, 'n kind van die Here kan nie in 'n kroeg gaan sit. Hoe is dit moontlik? Hoe is dit moontlik dat jy in 'n kroeg gaan sit? Terwyl die skrif jou baas teen sy word nie dronk wat sterk drank nie, want daarom in die losbandigheid, maar word gevul deur die Heilige Gees. Ek en jy word gered deur geloof, maar geloof sonder ware berouvol bekering, glo ek nie, is geloof. Amen. Is leerwoord. Sorry, wil my vanmôre. Sorry gaan nie nou. Ons bely ons sondes. Hy sê bely en laat staan. Nie bely gaan doen ek, bely gaan doen ek, bely gaan doen ek, bely. Ons speel met God se genade. Amen. En wat is die evangelie? Handelinge 20:24 sê die evangelie van genade. Want deur genade is jy gered, dis 'n gawe van God. Die Here het die werk gedoen. Jy kan jouself nie red nie, hy red jou. Dis waarom ek en jy moet glo, is dat hy red. Romeine 1:16 dis die evangelie van redding. Ons word gered deur sy bloed. Handelinge 10:36 dis die evangelie van vrede. Romeine 5 sê vir ons, terwyl ons vyande was, het hy vir ons versoening gedoen, het hy vir ons vrede. Jesaja 53 sê vir ons, en die straf wat vir ons die vrede gebring het, was op hom. Amen. Ek moet jou sê, daar's geen redding as daar vyandskap is nie. Maar Jesus deur sy bloed bring versoening, hy bring vrede, sodat daar eenheid tussen my en die Vader kan wees. Dis die evangelie van die kruis. 1 Korintiërs 1:17. Jesus is gekruisig.
vir ons. Hy die skuld wat teen ons was in die houtreis vasgeneem. Hy die straf wat vir ons bedoel was op hom geneem. En hy het opgestaan en hy het die dood oorwin. Sodat elkeen wat in hom sterf, ook saam met hom sal leef. Hy het opgevaar, hy sit heiliglik aan die regterhand van die Vader, aan wie alle gesag en mag gegee is in die hemel, op aarde en onder die aarde. Aan hom is 'n naam gegee, bo alle name. En Hebreërs sê, hy is ons ewige hoëpriester. Wat heiliglik my en jou naam bely vir die Vader. Dis hoe kosbaar is dit. Dis hoekom vir die kind van die Here is daar nie sonde. Want jou sonde kom nie by God uit nie. Want jou naam word voor die Vader bely. Hoe kan ek en jy dan nog in sonde lewe? Hoe kan ons hierdie genade en hierdie liefde minag en soos 'n vark teruggaan na die pele, soos 'n hond omdraai, na sy eie braaksel toe? Jy kan nie. Dis onmoontlik. En as 'n belofte, hy kom terug vir 'n vlekkelose ding. Wat daar rein bewaar, wat aan sy woord vasthou. Daarom sê die Skrif, dis nie woorde van die woord, maar dis dade van die woord. Maar wat is dan die evangelie sonder werke? Want dis die issue waarmee Paulus het, dis waarmee hy hier met hulle praat en Galate. Hy sê, julle het 'n ander evangelie gevat, een wat ek nie aan julle gegee het nie. En hy praat nergens van sonde nie. Hy praat hier van iets anders. Hoor wat sê hy in Romeine 3:28. Ons neem dus aan dat die mens geregverdig word deur die geloof sonder die werke van die wet. Dis die probleem wat Paulus het. Dis die ander evangelie. Dis nie wanneer die pastoor so elke nou met groot liefde hopelik mense herinner aan wat sonde is. Wanneer ek en jy na 'n broer toe gaan wat in sonde is, ek gaan nou net vir jou gesê, ons moet bid aan mekaar. Dis nie 'n ander evangelie nie. Ek wil vanmôre sê, dis 'n verdraaiing in die kerk vandag om mense te sê jy kan lewe net soos jy wil, want as jou pastoor sonde preek, dan is hy besig met 'n ander evangelie. Dis nooit wat Paulus gesê nie. Paulus het self keer op keer, Petrus het dit gedoen, Johannes het dit gedoen, Jakobus het dit gedoen, Jesus self het dit gedoen. En dit gebeur by tyd van tyd met sonde. Ja. Want sonde bring 'n skeidsmuur. Waar? Wat as ek Paulus se probleem in die ander evangelie was die wet. Ek en jy is vry van die wet. Jesus kom en sê, ek het nie gekom om die wet te ontbind nie, maar ek het gekom om dit te vervul. Maar dan as jy onthou laas Sondag met Romeine 7 is dat voordat ons in 'n nuwe huwelik kan tree, moet die ou huwelik eers afsterf. En daarom toe Jesus sterf die krag van die wet en ek en jy is nie meer onder die wet nie. En ons tree 'n nuwe verbond met Christus, een van genade en een van liefde. En ek en jy ontvang die Heilige Gees. En ons word gered, want ons word wederbaar deur die Heilige Gees. En dis die Heilige Gees wat ons getrek het. En dis die Heilige Gees wat ons betuig het van en woorde. Wat praat jy nou, pastoor? Dit klink my na 'n evangelie daai. Maar dis wat Jesus sê. Hy sê dis wat die Heilige Gees gaan kom doen. Hy gaan hierdie wêreld waarvan ek en jy deel was, kom oortuig van sonde, geregtigheid en oordeel. En wanneer ek en jy tot daai besef kom en ons daai sondige natuur aflê en sê, Here, help my, verlos my van, kom maak my skoon, kom maak my net, en hy kom doen dit deur sy Gees, hy kom maak my 'n nuwe skepsel, hy kom was my af, hy kom reinig my, dan kom die Heilige Gees en hy onderrig my in alles wat Jesus geleer het. Amen. Sodat ek in daai waarheid waarneem.
Jesus het alles gedoen. En verwag van my en die glo, wat ons moet weer geloof doen. Amen. Maar geloof is nie weer woord nie, geloof is aksie. Is om te doen wat die Skrif sê. En is die Heilige Gees wat ek en jy heilig maak in haar naam, maar sonder of die Vader nie sal sien. Hy praat met die kerk. In Romeine 12:2 sê hy, daar word nie gelijkvormig in die wêreld nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed. Dis die besluit wat jy gemaak het. Ek het nou so pas op verkeerd gekom. Sodat jy kan weet wat die volmaakte en welgevallige wil van God is. Wat is dit? In Thessalonicense sê hy, en die wil van God is julle heilig maak. En is tot heiligheid geroep tot aanreiking. Wees heilig, want ek is heilig. Amen. Daarom wandel ek in die Gees. Dis my en jou verantwoordelikheid. So wat sê? Jy het niks gedoen om jouself te red nie. En jy kan niks doen om gered te bly. Jou verantwoordelikheid is 'n keuse. 'n ware berouvolle bekering en 'n absolute totale oorgawe en gehoorsaamheid. Dis jou verantwoordelikheid. Dis nie aanlik evangelie nie. Dis absolute genade dat ek en jy gered het. God het alles gedoen. Hy het ons met hom versoen, sodat ek en jy die ewigheid saam met hom kan spandeer. En al wat hy verwag van my en vir jou is geloof. Het jy geweet dat jou geregtigheid is in Christus? Want hy sê hy wil geen sonde geken nie, ons sonde geword sodat ons kan word geregtigheid in hom. Ek en jy ontvang daai geregtigheid deur geloof, en omdat jou geregtigheid in Christus is, kan niemand dit van jou wegvat nie. Jy kan dit nie verloor nie. Jy moet kophou nou, hoor. Maklik om confused te raak met wat ek sê. Want jy kan dit nie verloor nie. Wat ek vanmôre sê, kind van die Here. As jy in die Gees wandel en jy struikel, het jy nie jou saligheid verloor nie. Christus het die prys betaal. Hy het daarvoor betaal. Ja. Wanneer ek nie 'n fout begaan het, hy sê genade is groot genoeg. Jy gaan nie nou skielik jou saligheid verloor nie. Jy is 'n bietjie gestres oor baie dinge en jy is gefrustreerd oor baie dinge en skielik verloor jy dit en jy gooi jou koppe en jy God uit en jy klap en jy met jou hande en jy gaan verkeer. Het ek nou my saligheid verloor? Vrede, ja. Maar nie my saligheid. Christus het geweet, ek gaan dit doen voordat hy dit gedoen het, en hy het die prys betaal. Amen. Is ek gelukkig oor wat ek gedoen het? Nee! Want die vrug van bekering waarvan Jesus praat, in 2 Korintiërs 7:11 sê dat wanneer ek hierdie berouvolle bekering gehad het, dan het ek 'n verontwaardiging wanneer ek verkeerd optree. Daar's berou binne my. En daarom weet ek ook in Johannes 1:9 gesê dat as ek dit bely, sal God my dit vergewe van al ongeregtigheid reinig. Dit word nie teen my gehou nie. Maar as ek jou nie pla mee, dan is jy op 'n gevaarlike paadjie. Ja, dit is waar. Jy sien wat die ding is, Dawid was 'n man na God se hart, that has never changed. Selfs toe hy gesondig het, selfs toe hy oorspel gepleeg het, selfs toe hy moord gepleeg het. Okay, hoor my nou, moet nou nie dit gaan doen nie. Jy's nie Dawid nie. Nee. Ek probeer net vir jou 'n idee gee van hoe groot God se genade is. Wat het met Dawid gebeur? Nadat hy sy vrede verloor. Gaan lees die Psalms, sy gebeente uitgedroog, die lewens uit hom uit.
Hy het beslaan, maar dis sy gebede. Hy het gevoel hy sterf. Dis wat sonde doen kyk in die Here. Dis wanneer jy struikel. Dit sluit die lewe uit, dit sluit die vrede uit. Dis wat dit doen. Want jy voel verwyderd van die Here af. Alhoewel hy nog steeds daar is. En die oomblik toe Nathan met Dawid praat, nou wat ek hom vertel het van die ryk man, wat die arme man sy skaap gevat en opgeslag het, wat het met die ou gebeur? Ek kwaal Dawid die roede uit, maar ek het met daai man nou roede, ek is nie Nathan wat gesê het. En Dawid besef sy sonde, en hy bely, en hy kry sy vrede en blydskap. Maar sy verhouding met God en met ander. Dis die kind van die Here. Wanneer ek nie struikel en val, verander my verhouding met God nie. Ek verloor nie tydelik my vrede. Maar jy kan nie 'n sonde wandel nie. Ons kan nie 'n kroeg gaan uitlê nie. Ek kan nie by die buurvrou kuier nie. Die ou gesê ek dink hy sê sy vrou vir jou sê die kinders meer lief is vir jou. Sy lief. Sy sê maar. En sy kan nie toelaat dat jy die vrou sê. Die baie liefde vir jou. Ons kom hier in sonde wandel. Ons het dan in sonde afgeleid. Aan my geregtigheid, my saligheid, ek kan dit nie verloor nie. Beteken dit dan nou, ek is eenmaal gered en ek is altyd gered? Die evangelie van werke. Ek het begin weer te sê dat Paulus het nog al sy hande vol met die Jode. Want hier is tot Jode wat tot bekering gekom het maar hulle wil vashou aan die wet. Maar dit was nie vir hulle genoeg nie. So wat hulle wil doen is, hulle wil selfs die nie-Jode onder dieselfde juk sit. Dis die probleem wat in Galate gebeur het. Dis hoekom Paulus sê, maar dit verstom my. Nadat ek julle die evangelie gebring het. Nou kom julle, hierdie mense wat verwarring gebring het, om julle weer onder, wat vir julle sê, julle moet nou besny word en julle moet nou hierdie fees onderhou. Hoor ons dit nie vandag in kerk nie. Ek gaan nie name noem nie, maar as ouens wat so mooi begin het, wat ek nogal op 'n stadium na geluister het, en dit skielik nie. Tot hulle bediening se naam sê vir jou plaai die dis die wet voor, en die feeste voor, en dis hierdie naam, en dis daai naam. En hulle probeer hierdie mense bring, dis wat hier Galate gebeur het, dis wat in Korinthe gebeur het, dis wat in Rome gebeur het. En dan lees jy in Handelinge 15, hier het Paulus ons so gefit, want hy soveel tyd spandeer in 'n gemeente in Antiochië, en toe hy nou ver op reis was, en kom hier van hierdie Jode, en hulle wil hierdie ons oortuig van die wet, toe sê hy nou is genoeg, ek soek 'n bestuursraad vergadering, en hy bel vir Petrus, wat op daai saal die moderator was, en hy sê vir hom, meneer die moderator, ek soek 'n vergadering. Ek is moeg van jou gemeentelede, wat 'n valse evangelie verkondig. Paulus is Jerusalem toe, en nou is hulle daar met 'n tak betrokke. Petrus staan op en sê, nee, julle is verkeerd. Julle wil nou ander las op hierdie mense, goed wat julle self nie kan doen, en julle vaders nie kan doen. Jy sien, wanneer Paulus praat van 'n ander evangelie, dan praat hy van die wet, hy praat nie van sonde nie. Paulus het self sonde aangespreek. Om oor sonde te praat, is nie 'n ander evangelie. Amen. Dis dalk nie die manier hoe ons dit partykeer doen. Doen ons dit dan nog met liefde. Sien, die kruis was volmaak. Ja.
Die werk wat Jesus gedoen het was volmaak. Ek en jy kan niks daarby voeg nie. So, die waarheid is, daar is niks wat ek en jy kan doen om gered te word nie. Daar is niks wat ek en jy kan doen om gered te bly, behalwe om gehoorsaam te wees. So om gered te word, ek moet bekeer. Jesus doen dit. Om gered te bly, wees net gehoorsaam. Jesus doen alles en hy gee vir jou alles om gehoorsaam te bly. Ek en jy nie kan besluit van ons dooding of ons gaan dit nie doen. Maar as niks wat ek en jy by die kruis kan byvoeg. Ja. Nie al jou gebede nie jou kerkbywoning nie al die ou goedjies wat jy, die koekies wat ons bak en die kos wat ons hou en die kos wat ons vir die ander mens gee. Daai red jou nie. Dit mag jou dalk beter voel, maar dit gaan jou nie red nie. En as jy in sonde is, gaan daai geen verandering doen. Maar wat sê ons nou van Jakobus? Hier vers 17 wat sê, geloof sonder werke is dood. Maar pastoor, jy dan nou net gesê, werke gaan my nie meer word. Werke nie meer. Maar dis nie wat Jakobus sê. Jakobus praat van die vrug van my bekering. Wanneer ek en jy gered is, wanneer ek en jy gewederbaar is, wanneer ek en jy een word met Christus, wanneer ons word soos hy, dan doen ons soos hy, ja, dan bid ek. Dan lees ek die Bybel, dan het ek begeerte om kerk toe te gaan. Ek het 'n begeerte om mense te help. Ek het 'n begeerte om die evangelie te bring. Daar's nergens 'n moed nie. Die oomblik wanneer daar 'n moed is, het jy 'n probleem. Dan is jy op die verkeerde. Maar Jakobus praat van die vrug. As jy dan glo, as jy werklik tot die geloof kom, dan vind daar 'n verandering. As jy werklik soos Paulus sê, 'n nuwe mens geword het, dan is daar nuwe begeertes. Dan wil jy die wil van die Vader doen. Dit kom net naturally. Dis hoekom ek soms nie verstaan en kyk hoor vir my. Ek wil alself sê, want ek dink ek was aanklag so baie van kerk af weg hierdie dag. Verstaan, daar's goed wat gebeur. Wat jy nie ken. Maar as mense wat gewoonte misdadig is, maar hulle wil vir my sê hulle is kinders van die Here. Nou sê ek, jy dan as jy dan nie jou weg kan oop sien om kerk toe te kom nie, gaan jy dit regkry in jou op te maak? Dis deels nie terug, dis iets wat uitkom in my verhouding met die Here. As ek 'n verhouding met die liggaam, ek wil nie wees, ek wil nie woord hoor, ek wil gemeenskaplik aanbid. Dis terug wat uitvloei. So wat is die verskil tussen werke en sonde? Nou ons het verlede Sondag geleer in Romeine 7 dat die wet op sigself is nie sonde. Die wet op sigself was nie beteken. Die doel van die wet was juist om sonde te openbaar. Maar wanneer die wet 'n probleem word, is wanneer ek voel dat die kruis was nie genoeg nie en daar is seker goed wat ek moet onderhou om gered te wees, dan word die wet 'n sonde. Jesus het die wet afgestel, sodat ek en jy in Christus onder genade staan. Amen. Ons staan nie onder die wet, jy die krag van die wet weggeneem. Ja. Ek en jy wandel in die Gees. Dis iets wat ek vanmôre wil lees. In 1 Johannes 5. Miskien sal dit dat dit beter verstaan. In Johannes 5 vers 16 tot 18. As iemand sy broeder 'n sonde sien doen wat nie tot die dood is nie, moet hy bid. Dis wanneer ek en jy struikel. Is wanneer daar by my en jou 'n probleem is wat nie daar hoor by die kind van die Here nie, en ek het bewus geword daarvan. Dan sê Johannes, bid vir hom.
gestruikel. En hy sal hom lewe gee, dis die Here. Vir die wat nie 'n sonde tot die dood nie. Daar is 'n sonde tot die dood, daarvoor sê ek nie dat jy moet bid nie. En ek gaan nou vir dit uitkom. Maar nou sê hy ook, alle ongeregtigheid is sonde. Dit is complicated. Jy moet rustig dink hieroor. Hy sê nie net as jy jou broer sien 'n sonde doen maar nie na die dood is, jy bid kom en die Here sal hom lewe gee. Maar ek praat nie van hom wat 'n sonde doen nie. Maar alle ongeregtigheid is sonde. En daar is 'n sonde wat nie bedoel is. Jy sien want Romeine sê die dood van die sonde is die dood. Maar die genadige gawe van God is lewend is nie. Verstaan nie? As ek en jy in Christus is die sonde ek nie tot die dood nie. Daai struikeling, daai vroeg oorbekenning gegee vir daai kerk se dreine. Daai sneerige woord teen met jou vrou. Toe jy vir die buurvrou sê hoe ongelukkig is jy met jou man. Want jy nou hoef nie te gevra om die gras te sny. Of om die wasmasjien na te kyk, of wat ook al. Jy beskinder jou man. Dis ongeregtigheid. Wanneer jy jou vrou met liefde behandel nie, dis ongeregtigheid. Maar Johannes sê hierso, dis nie tot die dood nie wat ek en jy is in Christus, maar kom ons bid vir mekaar. Maar dan wel 'n sonde tot die dood. Ons weet dat elkeen wat uit God gebore is, nie sondig nie, maar hy wat uit God gebore is, bewaar homself. Daarom sê kind van die Here, jy kan nie in sonde lewe nie. En die bose het geen vat op hom. So ek kom terug na die vraag. Ek kan nie my saligheid verloor nie. My saligheid kan nie my weggevat nie. So, am I saved? Always saved? Nee. Want weet jy wat doen my sister? Jy kan het weggegeven. Ja, jy kan het weggegeven. So, hier is die ding. Om oor sonde te praat, is nie 'n ander evangelie. Om oor werke te praat, is 'n ander evangelie. Want as ek iets moet doen om gered te word, is ek op die verkeerde pad. Jesus het dit gedoen. Maar om oor sonde te praat, is deel van dat evangelie. Want Jesus het dit self gedoen. Die apostels het dit self gedoen. Want hy was, jy sien hier die ding. Johannes sê, as ek uit God gebore is, kan ek nie sondig nie. So wat sê ons dan van mense wat in die kerk sit wat in sonde lewe? Een van twee goed, broer en suster. Een van twee goed. Of hulle toch nooit op die kerk gekom het. Hulle was nog nooit gewederbaar het, of hulle hulle rug op die baan van die kruis gedraai. Ja. Daarom sê Hebreërs 6:4-6, want dit is onmoontlik om die wat eenmaal verlig geword het en die hemelse gawe gesmaak het en die Heilige Gees deelagtig geword het en die goeie woord van God gesmaak het en die kragte van die toekomstige wêreld en aanvaar geword het om die weer tot bekering te vernuwe, omdat hulle ten opsigte van hulle self die seun van God gekruisig en ooplik tot vervang. Dis die enigste manier hoe jy, as jy ooit in jou lewe gewederbaar was, om jou saligheid te verloor. Is om jou terug te haal vandag. En weet jy die hartseer is, daar is baie mense in die kerk vandag en hulle word gesis deur daar nie vir hulle gesê word dat hulle is besig om 'n sonde wat tot die dood toe lei. Want dis die een sonde. Dis die een sonde wat na die dood toe lei en dis die ontkenning van die kruis en die krag van Jesus Christus. Want dis die enigste wat jou kan red van sonde. Dis Jesus wat die dood van die sonde afwegvat. Ja. So wanneer hy praat van die sonde wat tot die dood toe lei, is dit hulle wat hulle rug op die evangelie draai. Hulle wat hulle rug op Christus gedraai word. En daai mense word gesus in die kerk, want die mag nie oor sonde praat nie, want dit is 'n ander evangelie. Dit is nie 'n ander evangelie, dit is dieselfde evangelie. Ja. En daar is nog steeds genade
Daar is nog steeds genade, want hy het die prys betaal. Daarom sê bekeer jou en glo die evangelie. Daarom het ek jou verantwoordelikheid om vir hierdie mense van hulle afvalligheid te vertel. Jy gaan hom nie red nie, maar ons moet waarsku. Ons moet waarsku. Weet julle wat, daar's 'n generasie vandag in die kerk, dierbare kinders van Here, wat nie bewustheid het van wat is sonde nie. Wat is ongeregtigheid nie, want dit word net nie meer gepreek nie. Dit word net nie meer gesê nie. Geregtigheid en heiligmaking kan nie van mekaar skei. Dit is onmoontlik. As jy lief is en God jou het, so haat en sonde. Ja. Waar? Paulus sê in Romeine 6:2, wat sal ons dan sê? Sal ons in die sonde bly dat die genade nie meer word? Nee, stel ek nie. Ons van die sonde afgesterf het, die sal ons dan doen. Paulus sê sonde. Ja. Maar die genade gawe is in Christus. Al wat ek nie moet doen, is om het af te doen. Om ten goede daar. Jy sien, versoeking gaan kom. Iewers in die Nuwe Testament, ek het volgende vandag gehad, so die koning in die kring. Maar in plaas daar, hy sê, dis noodwendig sal die versoeking kom, maar weer nie in die so versoeking gaan kom. Ek en jy, kind van die Here, is nie gevrywaar van versoeking nie. Maar daar is ook 'n belofte in 1 Korintiërs 10:13 wat sê, jy sal nie boor jou kragte versoek word nie, en saam met die versoeking is daar ook 'n uitkom. Jakobus 1:12 sê, salig is hy wat die versoeking verdra, want hy sal die kroon van die lewe ontvang. Jakobus 1:14-16. Maar elkeen wat versoek word versoek, as hy deur sy eie begeerlikhede weggesleep en verlok word. Daarna as die begeerlikheid ontvang het, waar dit sonde en as die sonde tot volle ontwikkeling gekom het, bring dit die dood voor. Moenie dwaal met geliefde. Moenie speel met versoeking nie. Ek luister gisterand met Paul Wasser sê, hy sê, don't even start. Die oomblik as die versoeking kom, spreek dit aan, moenie daar gaan speel. Hy sê, gaan jy met jou speel? Nee. So as jy net met leeu's, die oomblik wanneer jy in die hok met hulle speel, is dit te laat. Want dan mag daar kom met die spierigheid, en dan gaan ek kom af. Jy sê een maatje, jy is maar op. So as jy met sonde, as jy met die versoeking speel, is dit klaar te laat. Hy het vir jou gebyt, hy het vir jou vasgevat. En nou sê Jakobus, pas op, want as ek met hierdie versoekinge begin speel, dan baar dit sonde. Dis die uiteinde van versoeking. Wat sê God vir Kain? Hy sê die sonde lê deur by jou, en sy begeertes by jou. Die versoeking is daar. Dit gaan kom, sê die woord. Ek sê, maar ek en jy die verantwoordelikheid is, don't play with it, because once you started, it's too late, want dit gaan sonde baar. En dit is baie moeiliker om van die sonde ontslae te raak, want nou waarsku hy daar, as hierdie sonde tot volle verwerkliking kom. Kom ek gee jou 'n voorbeeld. En die mes lyk dit af. Ek dink maar weer die vir. Ek sê nie al bekommerd dat hulle begin lees en vir die video iemand nie vir.
gebeur. Die kom, die keer daar in die onbekeerde familie. Hulle is nou nie bekeerd met jou nie. Maar onthou die wat verkeerd. Ja, ons verkeerd. Ja. Maar onthou die daar. En nou kom jy daar en staan en daar is hy en die hoogste die diere staan. Die versoeking is daar. En wat hulle nou gaan doen is, om vrug nie, maar net so enige, net so enige. Dit was 'n sonde, nie? Die Bybel sê ons moet nie dronk word nie. Jy moet nie van enige word nie. Jy, maar ek onthou die dae, jy dan gorrel. Jy het manne onder die tafel en gedrink, man. Jy kon het hanteer. Net so enige. Dit is die versoeking. Stop dit daar. Stop hom in sy voetspore en dit net daar. Amen. Soos wat Jesus vir die duiwel gesê het, Satan gaan weg en agter my. Die woord sê, onderwerp jou aan God en weerstaan die duiwel en hy sal vlug. Dis die eerste probleem om onderwerp ons nie aan God. Ja. Jy stop dit net daar. Jy sien wat wanneer jy die meeste nie van, dat jy met die nuwe begin speel. Is te laat. Dis te laat. Ja. Want 1 word 2, 2 word 3, 3 word 4. En ons weer ooit is dit volslag en koers. Alleen kloe. En die kracht van die gees verloor. En die sit in die sonde van die dood. Dan bring jy. Om 'n sonde te praat, is nie altyd effektief nie. Nee. So. Dis nie daar. Dat die ware profeet is in hulle stonde. So dat die kerk in jou sonde praat. Ja. Waar? Hy het die krag gegee om versoeking te weerstaan. Hy het die gees gegee tot heilig maak. Wandel daarvoor. En jy sal die gees gegee. Vader, dank u kom van Here, ek wil dankie sê dat daar is nie een waarheid wat dit is Jesus Christus om as die Christus. En elke wat om Christus is sonder sonde. En wanneer ons struikel en val, Here, u weet. Here, raak weet ek ook geen ware kind van die Here kan in sonde lewe. En wil ons bid vir wat drinker is op pad, maar wat vastgeval is in die sonde, want daar skry hulle nog hoop in, want u die prys betaal. Here, u die volle prys betaal, sodat elke wat in die glo nie verlore sal gaan. Daarom bid ek vanmôre, Here, dat u ons sal toelaat om met liefde ook onder hulle te gaan, veral onder hulle, wat drinker is in die Here, wat op ons sonde vastgeval is. Here, dat ons sal vertel van die waarheid, Here, sodat Here kan hê, want daar is genade. Terwyl ons nog asemhaal, terwyl jy nog toe kom, is daar nog genade, Here. Want ek weet vanmôre, daar is nie veel wat en dit sluit die lewe van sonde in. Ons is nie onder die werk nie. Daar is niks wat ons kan doen, Here, behalwe om ons sonde te bely en te staan en die gees te wandel, en die te maak. Vader, wees die navolging van die boodskap. Here, waar ek misgevat het, Here, dat u dit sal regkry. Waar ek u sal uitgelaat het, dat u dit sal bevou. Waar ek iets verkeerd ingesit het, dat u dit sal uithaal. Maar dat die volle waarheid van die boodskap, dat elke hart sal inslaan, en die Here het ons dier. U is groot. En u is nie te veel. En u is ook ja, in God vergenomen. Amen. En dank u daarvoor in Jesus naam. Amen. Prys die Here, kom ons staan. En ons gaan nou die diens afsluit met Build Your House on the Rock. En as die Here dit op die hart lê om te saai vir sy koninkryk,
dat u dit ook sal doen met 'n blymoedige hart en ek weet die Here sal u seën en sy guns by die uitstort, mag hy u ook dan toevou in sy vrede, sy liefde en sy genade en dan oor die huis toe gaan om groet dan ook my en my vrou en ek hoop om die transisie te sien en dan gaan ek van Rijn en praat om na ons te sing en dat ook die dienst afgesluit met die gebed. Ik zei you build your house on the rock. Dit is eintlik maar die evangelie. Bou jou huis op die rots. Amen. En dit sal nie verval. Jesus Christus is die rots. Hy is die weg, hy is die waarheid en hy is die lewe. Amen. Want Jesus is die woord. Jesus het hier ons gebod. En Jesus het vir ons die prys betaal. Ja, dis waar.